Vriende, baie welkom by ons 49ste koffietyd geleentheid. Ek het gedink om met die derde fase van lockdown te stop, maar 'n paar van die ouens het versoek om dit nog te kry. Dit lyk my daar so 'n paar wat koffie verslaaf geraak het. Die wat nie daarvan hou nie, ouens, vat maar 'n bietjie tee en so aan, maar dankie vir die terugvoer ook. In die 17de eeu was daar 'n ou met die naam van Christophorus. En hy het 'n instrument gevat, 'n snaarinstrument, wat hulle noem 'n klawesymbal, en hy het hom so horisontaal neergesit en hy het 'n paar hamertjies gemaak wat dan nou op hierdie snare so slaan. En ewe skielik het hy 'n nuwe instrument as dit ware ontdek, want die klanke kon harder wees of dit kon sagter gewees het. Eintlik was dit die oupa van die klavier wat gebore is. Nou die interessante is dat die firma wat die meeste klaviere verkoop is natuurlik Theodor Steinway in Duitsland. En daar's 'n paar interessante feite rondom hierdie klaviere. En die eerste is dat die duurste klavier wat nog verkoop is in 1997 verkoop vir 25 miljoen rand. Nou moet ek sê, ander feite is, dit vat 'n jaar om een van daai klaviere te maak. En dit is so dat die hout wat gebruik word vir die raam aan die buitekant moet meer as 'n jaar lê om reg te wees voordat hulle dit lamineer en dan insit. Verder is daar so 12.000 parte binne in die klavier. En dan die interessante is, in sy binnekant, wat hulle noem die belly, is daar 'n staalraamwerk wat baie keer gegote yster is, en dis hoekom die klavier so swaar is. Die klawers is van nylon. So asseblief, moet nou nie dink dat jy jou ouma se klavier kan uitmekaar uithaal, want dis blykbaar ivoor nie. Dis nie almal wat ivoor het nie, en al haal jy daai ivoor uit, dan gaan jy net daai klavier vernietig. Maar wat vir my ook interessant is dat elke noot, party het 3 snare en party het 2. Maar die interessante vir my is wanneer daai snare gespan word, dan is die trekkrag op daardie raamwerk is 20 ton. 20 ton spanning. Met ander woorde, die spanning en die hamertjies wat op daai spanning slaan, bring klanke voort. Maar dit kan nou 'n kakofonie van klanke wees, of dit kan harmonieuse klanke wees. En nou kan jy sien waarheen ek gaan, né? Want jy en ek het vandag spanning. As ons leef het ons spanning, dis nou maar net normaal. Die enigste ouens wat nie spanning het nie, is die wat nou klaar hemel toe is. Maar die spanning laat ons leef, want die hamertjies slaan op ons snare. En omstandighede kan partykeer 'n bietjie snaakse note druk. Die vraag is net, wat se klank bring ek en jy voor? En vir hierdie dag, gaan die spanning se hamertjies, of die hamertjies gaan so 'n bietjie op ons stuk, want dis die lewe, soos wat ek gesê het. Maar kom ons vra die Here om vir ons mooi klanke te laat voortbring, om klanke van hoop te gee, om positief te wees, om 'n bietjie te lag, om 'n bietjie humor te geniet, om komplimente vir mense te gee, om sommer net positief vir hierdie dag te wees. Maar hoor, wat het Dawid gedoen? Dawid het mos oomblikke gehad waar hy hier onder was, en hy het oomblikke gehad waar hy op die golf was, toe hy koning geword het en al daardie wonderlike tye. Maar aan die einde van sy psalms gee hy hierdie psalm. Ek gaan hom vir jou lees. Psalm 150. Hoor die klanke wat hy gee. Prys die Here. Prys God in sy heiligdom. Prys hom hier onder sy magtige hemelgewelf. Prys hom oor sy kragtige dade. Prys hom in sy magtige grootheid. Prys hom met die ramshoring. Prys hom met die harp en die lier. Prys hom met tamboerijn en koordanse. Prys hom met die snaarinstrumente en fluite. Prys hom met die simbale. Prys hom met galmende simbale. Laat alles wat asemhaal die Here prys. En dan eindig hy sy psalms. Prys die Here. Watter klanke gaan jy en ek vandag voortbring as die lewenshamertjie so op ons slaan? Mag dit klanke wees wat die Here prys. Môre kyk ons, wat maak ons met hierdie spanning van 20 ton wat partykeer op ons trek. Groete, sien jou môre.